is dit nie amazing om voor die Here te kan dans nie? Nou terwyl voordat julle sit, ek kan nie rap nie, maar ek kan dalk dans. So wat gaan maak jou move? Wat jou move? Wat jou groove? Julle is welkom om te sit. Ek is een van 'n tweeling en toe ons 40 word, toe is ek, Here, my sussie wil net party. En sy is eintlik 'n introvert en ek is 'n ekstrovert. En sy wil 'n singer hê en ons moet dans en ek bid en vertrou die Here, mag ons dans. Ek doen nou voltyds in Bible College en ons dans nie op daai, dis so Sabbat, jy wil jou wy aan die Here en John Grobler was ons college hoof op daai stadium en hy sê, wat sê die Here? En die Here het vir my daai gesê, hy het vir my 'n ander platform om op te dans. So, hier is ek vandag en as julle my sien, ek dans dalk nie so ver soos Tilly, nee, maar ek gaan hier voor hierdie skerm vir julle vandag dans en ek sê baie dankie vir Janine en JC, maar ek wil ook baie dankie sê aan die tegniese span. Pas ek nie mooi en ons almal nie mooi by die skerms nie, dit is nou sulke fyn, klap vir hulle hande en dan die ander span wat ek wil dankie sê is vir Henry en sy klank en sy band, ek weet nie wat band nie, orkes, span baie dankie, en ek wil vir julle sê, ons as sprekers het nie met mekaar gepraat oor wat se tema anders as die Heilige Gees, en ons het daar 2 skrifte wat hulle vir ons gewys het in Lukas en Handelinge gekry, en dit is dit, en soos ons nou tyd saam spandeer is, ons praatjies uitgewerk, en ek vra vandag vir Henry, hoorie, wanneer het jy hierdie liedere gekies? Wanneer het julle dit begin oefen? Hy so 2 maande terug. Nou julle, daar's 'n rede ook hoekom hulle die ekstrovert op sessie 3 sit na middagete, né? Want julle gaan saam met my moet dans vir hierdie een om nie aan die slaap te raak nie. Maar Henry, julle het liedere gesing wat ek eintlik kan sê, ag, julle het klaar vir my gepreek deur dit te sing. Julle weet presies wat ek wil sê. En dit is hoe die Heilige Gees werk. Hy bedien elke spreker met 'n woord en sê, kom praat dit, en dan pas alles soos 'n legkaart in. En dit is, wow, dit is vir my, dat my in verwondering staan voor wie hierdie Here is wat ons dien. Nou, voordat ek myself voorstel, want ek was die een wat gesê het, nee, ag, julle hoef my nie voor te stel nie, toe word sommer niemand voorgestel nie, maar dis nie wat ek gesê het nie, waar is Des? Ek terg jou Des, ek gaan myself voorstel, maar want julle gaan saam met my hierdie een doen, maar voor dit wil ek graag hê, ons moet eers bid. Hemelse Vader, ja, U is die skepper van die heelal, U wat geskep het deur te spreek, en Here, waarvan ons U skepping is. En soos ons vandag hier is, Here, draai ons aangesig na U toe en ons is so bewus van wie U is. 'n drie-enige God. En soos wat elkeen van ons hier is en wat ons sing en wat ons praat, Here, en elke spreker, Here, gee dat dit wat U elke vrou se hart mee wil kom besny vandag, dat dit gesê sal word. Here, ek bid U seën oor elke een ten opsigte van ons oë, Here, dat ons oë sal oop wees, ons ore sal oop wees, ons harte sal oop wees, ons monde sal oop wees, Here, dat blinde sal sien, dowe sal hoor, stomme sal praat, lamme sal opstaan en loop, want Here, U is nog steeds dieselfde wonderwerkende God vandag. U was en is en sal vir altyd wees, en daarom, Here, dit wat ek vandag met hierdie vroue deel, met elkeen hier en aanlyn, en selfs die mans hier, Here, en wat dit hoor, mag dit wees, not for the praise from men, maar for the praise from you. Here, mag dit tot eer en glorie van U naam wees. U naam, die naam bo alle name. U naam wat sê wie U is. Ja, 'n God van liefde, 'n God van goedheid, 'n God van guns, 'n God van waarheid, 'n God van lig, 'n God van vrede. Ja, Here, mag U naam verheerlik word. In Jesus naam bid ek. Amen. Nou wil ek hê jy moet of jou foon uitkry en hom asseblief op silent sit. Nee, kry uit jou foon of 'n pen en papier. Ek wil hê jy moet vir my neerskryf en jouself aan my voorstel.
So ek wil hê jy moet vir my skryf en nou nie dink ag ek gaan later nie. Daar aan die einde gaan ek terugkom na hierdie toe. So dit is baie belangrik dat jy vir my skryf as jy nou vandag en ek sê aangename kennis, my naam is Suzette Ellis. Wat gaan jy vir my sê? Aangename kennis, my naam is, maar dis jou naam. Wie is jy? En ons het nie baie tyd nie. As jy lank vat, gaan ek minder kan sê. So skryf gou, WhatsApp gou vir jouself. Wie is jy? Nee, jy het verkeerd verstaan. Ek sê praat dit nie. Skryf. Tik. Ek is ook 'n verbale prosesseerder, so ek moet dit ook praat. So ek terg as ek sê, wie is jy? Ek vermoed, baie van julle sal julleself aan my voorstel as 'n vrou van 'n man, 'n mamma van kinders en dalk nog insit hoeveel kinders en ook die ouderdom om te sê dat your struggle is real. By daai ene gaan ek ook sê as ek 'n Engelse woord ingooi, verskoon my asseblief, ek was 13 jaar in Engeland en teruggekom in Bible College in Engels te doen en ons bediening is ook in Engels. So, ja, die struggle is real. Dan dink jy as jy 3-jarige toddler het met tantrums is dit erg en dan as jy 'n tiener het, dan dink jy dis erg en dan as hulle universiteit toe gaan is dit eers erg. So dan sit jy nog die ouderdomme ook by. Of jy gee vir my jou posbeskrywing of jy lys ergens jou kwalifikasie. Nou as jy dit gedoen het, moet dit nie delete nie, moet dit nie doodtrek nie. Daar's rede hoekom ek gevra het jy moet ek pos net gou daar vir my. Hou hom. Ek gaan terugkom na hierdie een toe. Nou, kan julle seker nie meer wag om te hoor as ek myself nou voorstel, hoe gaan ek myself voorstel nie. Nou, ek moet hierdie een lees, want ek kon hom toe nou nie net ingeoefen kry nie. So, ek is die uitvoerende kreatiewe direkteur, hoofinkopie en leefstylkoördineerder van 3 pragtige kinders. Ek is die vrou van 1 man, sy naam is Nico. Ek is die eienaar van 'n eiendomsbestuursmaatskappy en een van die direkteure van 'n bediening genaamd Apologetics SA. Julle saam met dit het ek nog 'n onderwysgraad en ek het 'n teologiegraad, maar regtig, dis nie wie ek is nie. Dis nie wie ek is nie. En soos Tilly gesê het, nou weet julle baie van wat ek doen, van my kwalifikasies en dat ek nogal besig is. Maar ek wil vir julle vandag sê, ek staan voor julle en ek staan voor my God as 'n geliefde dogter van die allerhoogste koning en die enigste lewende God. Ek is 'n verloste, ek is vergewe en ek is 'n herstelde kind van God ter wille van sy naam en tot eer van sy naam. Dit is wie ek is. Nou party van julle kan hier sit en dink, dit klink bietjie voorbarig van haar om met soveel selfvertroue te sê dis wie sy is. Maar Jesus se disippels het hulle self ook so voorgestel en later kerkvaders en gevreesde, godvreesende Christene het ook verwys na hoe lief God hulle het. Nou my doel vandag is ek wil hê dat elke vrou moet met soveel selfvertroue, daai vaste oortuiging en blye versekering vandag jy kan uitstap met die wete ek glo in God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En daarom weet ek wie ek is. 'n geliefde dogter van 'n drie-enige God. Ek wil hê julle moet hier uitstap as 'n fontein vol lewende water en dit is ook my tema. En ek kan rarig sê, ek het nie vir Henry gesê van fontein, ek het nie vir Janine gesê, ek het vir nie Tilly wat ek amper weekliks sien, is nie daagliks nie, het ek nie gesê wat's my tema nie. My tema is 'n fontein vol van lewende water. Vol van waarheid. Daar praat Janine van waarheid en ons sing van waarheid. So wat beteken dit? Ek wil hê jy moet weet as fontein van lewende water, wat beteken dit om vol van waarheid hier uit te stap? Wat beteken dit om vol van lof? Wat beteken dit vol van krag? En wat beteken dit om vol van vreugde hier uit te stap? Nou Johannes 13 vers 23 verwys Johannes na homself as die een vir wie Jesus lief gehad het. Dan dink jy so, really?
Paulus skryf in Galasiërs 20:20, hy sê die lewe wat ek nou liggaamlik leef, leef ek in geloof, die geloof in Jesus van God, die seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Nou dit wil ek hê julle moet hoor, as ek my voorstel as 'n dogter van die enigste lewende God. Hy's nie liewer vir my as vir jou nie. Hy's ewe lief vir ons almal. Hy's nie liewer vir Paulus of vir as ons nou dink aan Johannes nie. Al wat dit is as ek dit sê of Paulus of godsvreesende Christen hulle self so voorstel, is dat hulle 'n persoonlike en intieme verhouding het. Daai sekerheid dat hulle weet wie hulle God is en ook wie hulle is. Hulle ken hom. Nou weer van die sprekers het gepraat, as ons God ken, en Tillet sê as God ons ken, dit praat van 'n verhouding. As ek sê Donald Trump, ja, ek ken vir Donald Trump. Nee, ek weet van hom. Hy ken my glad nie, ek weet net van hom. So daai verhouding wat ons het, en dit maak saak. Hoekom maak dit saak dat ons weet wie ons is? Wat ook al sy uitdagings, wat ook al die wêreld vir ons sê, wat anders sy opinies is, en dit is wat ek gebid het, is not for the praise from men. Dit is nie ek doen nie, ek is nie, tot dat ander mense van my sê, well done Suzette. Nee, dit is aan die einde van die dag is, Here, het ek U naam eer gebring. Is dit tot eer van U? En mag ons vandag Jesus beter leer ken. Ek onthou ons was in Engeland en toe 'n moslim my probeer oortuig om oor te gaan Islam, toe kan ek net sê, my God is a loving God, your God asked to kill, I can't serve him. En nou wat sê ek? Ek weet niks van, ek weet nie eers waar begin ek om te deel, wie is hierdie Jesus, wat glo ek regtig nie? 3 jaar later in Suid-Afrika presies dieselfde posisie. Ek het nie geweet hoe om te vertel wie is Jesus nie. Dit was natuurlik net 'n highlight vir my om te sê, jy ken nie Jesus nie. Dit was asof die Here my in my wind geslaan het en gesê het, as jy nie vir ander kan vertel wie ek is nie, dan ken jy my nie. So mag ons Jesus beter leer ken vandag. Mag julle uitstap en verder wil groei in verhouding met hom, met vrymoedigheid, om hom te kan vertrou. Maak nie saak wat ons omstandighede is, of wat ons omstandighede mag wees in die toekoms nie. Nou weer, op die bord behoort julle 'n emosiewiel te sien. Ek het glad nie geweet wat hulle praat van emosies, ons moenie ons emosies, ons gevoel baseer nie. So ek wil hê, jy moet weer jou foon of jou boekie of jou pen uithaal, en ek wil hê jy moet na hierdie emosiewiel kyk, en ek wil hê jy moet vir my skryf, ek voel. Jy gee vir my 'n beskrywende woord wat jy op die bord sit, en dan sê jy vir my, want. En jy sê vir my, wat het gebeur, of wat het jou so maak voel? Nou ek wil hê jy moet eerlik en opreg wees, ek gaan nie daarna kyk nie, dis nie vir my nie, ek gaan nie vir jou vra, kom sê gou vir ons, wat het jy geskryf nie, dis nie wat jy aangaan nie. Ek wil hê jy moet dit neerskryf, want later gaan ek terugkom hiernatoe. Wat se emosie kom eerste op in jou gedagte? En nou, ek wou cheer toe Janine vanoggend uit die mond van die suigeling met ons deel, en ek wil sê, wat se poef is daar? Skryf dit neer. En jy kan meer as een emosie skryf, en ook meer as een gebeurtenis, dis profeties dat jy neerskryf, dit is waarmee ek hier sit. Nou, 'n voorbeeld is, ek voel onseker, so daar is onseker, in die oranje, so bang, ek en my man het berading gekry, en 'n paar jaar terug, en my man kon net 3 emosies identifiseer, want ons word nie geleer om te sê, verbaliseer jy emosie nie, dit was net bang, wat het hy gesê, ek kan nou bang, bly en hartseer, dit was sy 3. So, asseblief, gaan 'n bietjie verder. Ons het so onseker, ek het hier 'n voorbeeld, ek voel onseker oor myself, want ek het gister op my baas geskree. Of, ek voel angstig, want ek sit alleen by 'n vroukonferensie waar almal so goddelik lyk. So wat is dit? Wat skryf vir my? Ek voel, emosie, want. Ek gee vir julle, asseblief, 'n minuut max, laat waai. Moet ek die emosies, stilte. Kan julle daar lees? Kan julle sien?
was my so relevant met die Yahweh asemhaling. Ek het baie ernstige angsvalle gekry. Soveel so ek sal draf, dan kan ek nie meer asemhaal nie. Dan moet ek stop. So ek moes leer om asem te haal. En my vriendin, Kwetty wat saam met my 3 jaar Bible College gedoen het, sy het hierdie met ons gedoen wat Tilly gesê het, Yahweh, ja. Ja, wat? Kom ons probeer. Kom ek Yahweh. Ja. So ek wil vir nou ook vir julle sê as julle daai angstigheid voel, haal asem, asseblief, Yahweh. John Grobler, een van ons direkteure, ja, ek het nou baie vinnig net gesê, ek is een van die direkteure, saam met Tilly en ook John Grobler van Apologetics SA. Nou John bied 'n kommunikasiekursus aan, en dit is wat hy ons leer. Kommunikeer jou emosie, ek voel angstig as jy my met jou hand klap, of jy kommunikeer jou emosie, want jou emosie is werklik. En die rede daarvoor is werklik, dis nie noodwendig sonde wat ander teenoor jou doen nie, dit is dalk net, ek voel onseker as jy my so vuil kyk gee. So dis belangrik vir ons om te leer, om te kommunikeer en te identifiseer wat ons voel en ook hoekom. En dan, dit is presies wat ek doen in die voorhuwelikse kursusse en in die huwelikskursusse. Ons moet leer om te kommunikeer wat ons voel en hoekom ons dit voel, want dan kan daar iets gedoen word. Dan weet ons, as daar net 'n stil donderwolkie oor jou kop is en ek het nie idee waaroor dit gaan nie, kan ek niks help of doen of verander nie. Nou, in my eerste jaar van voltydse Bible College het ek vreeslik gehuil. Nou, as ek sê vreeslik, is dit daai en ek het amper in elke een van die 66 boeke van die Bybel gehuil, dat ek steurend is in die klas. En dit was vir my oorweldigend om te hoor wie God is, hoe lief hy my het, en dan ook wie ek is. Dit is oorweldigend. En een van die medestudente het na my toe gekom, en sy het toe nou vir my gesê, ek is soos 'n fontein met vrot water, en die Here is besig om my vrot water uit te pomp, om my te reinig, om my skoon te maak, dat hy my weer kan vul met ware, lewende water. En dit is die metafoor wat ek graag vandag met julle ook wil gebruik. Nou, vanoggend kry ek my pakkie, en Louisa, ons host, ag ja, julle gee tog net vir Louisa ook 'n hande klap. Louisa het 7 gaste in haar huis, en van ons is nogal uniek, en van ons praat baie. Nou, saam met dit, kry ek my profetiese boks, en sy sê, ek wil sien as jy dit oopmaak, ek wil sien, en ek maak dit oop, en ek lees so die eerste 2 sinne, my oë is vol trane, en ek sê vir haar, skus, ek kan dit nie nou doen nie, want ek hoor weer, hoe duidelik ken die Here my hart. So, hande klap aan elkeen wat 'n profetiese boks saamgestel het ook, baie dankie, dat julle gehoorsaam was, en onder leiding van die Heilige Gees vir ons dit saamgestel het. So, ek was blootgestel aan verwerping, misbruik, leuns, dat ek nie goed genoeg is nie, dat ek nie mooi genoeg is nie, ek's verneder deur bespotting, vloek, ek was oorweldig met verantwoordelikhede en ook verwagtinge van ander, ek het terugslae beleef, ek het kommerwekkende nuus gekry, ek het siekte en dood, finansiële verlies en amper, ek ken nou nie die Engels nie, ruin beleef, en ek was vol van my eie sondige keuses, die impak daarvan, van verslawings en die gevolge daarvan. En dit het my gedagtes en my wese, my fontein, so besoedel. En nou kan ek hier sit en vra, julle hoef dit nie te doen nie, kan enige iemand assosieer, steek op jou hand, julle hoef julle hande om te sê, nie, maar julle is welkom, julle, ja, en ek onthou, daar een keer het iemand gesê, nee, maar wat is dit rarig goed gaan met jou, en die Here is net goed, en daar's niks, dan wil ek sê, wag, stop net 'n oomblik vandag, en laat toe, laat die Heilige Gees, daai laagie, wat jy gebou het op 'n teleurstelling, of 'n verwerping, of 'n insident, of 'n geval, wat jy dink jy's okay mee, maar die Here wil sê, ek wil nie jy moet net 'n pleister plak nie, ek wil dit uit jou uitpomp, en ek wil daai mure skrob, dit is soos 'n swembad wat alge op het, wat jy daar met 'n suur moet gaan skrob, en dan wil ek jou vul. So moenie hier sit en sê, ag
nie ek nie. So, ons vroue in die berading, praat ons van vroue is soos 'n blompot. En dan, as my baas nou vandag op my skree, is dit wat besig is om met my te gebeur, is my hele dag, my hele wese, my hart, hoe ek stap, hoe ek loop, hoe ek dink, word so besoedel met dit wat daai baas vir my gesê het. Kom ek by die huis en my kinders, hallo mamma, en ek is so, los my net 'n oomblik uit. Want dis hoe my vaas lyk. Mans is nie so nie. Mans is soos 'n laaikas, hulle trek 'n laai oop, die baas is mislik, jy gooi die baas in daai laai, en jou gedagtes maak hom toe by die huis, hallo, hoe gaan dit, wat's die ete? Dis die verskil tussen 'n man en 'n vrou. En jou man kan nie verstaan, maar hoekom is jy nou kort af met hom nie, want dit was jou baas, dis nie hy wat met jou mislik was nie. Dit is wat met ons gebeur. Ons is omgekrap en mislik. Die impak van daardie leuns is sigbaar in hoe ons dan leef. Matteus 12 vers 34 sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Tilly, dink ek het gepraat van, as jy net so bietjie aan iemand stamp, as jy kan maar gaan kyk. As jy in die winkel aan iemand per ongeluk toets my, bietjie stamp en hulle sê, wat is fout met jou? En ek en Tilly gaan Tilly se voorbeeld gebruik. Ons klim op die vliegtuig. Nou ons is so vrolik, julle. Dit lyk asof ons dronk is. Ek drink nie alkohol nie. En die rede daarvoor is ek's bang mense dink ek's dronk. Want dit is hoe ons lyk. Ons het 'n paar foto's daar van Blouberg waar ons hare so staan en ons lag, ons en Ilona. Ilona, dankie vir jou, hoor. Ek sou nie staan as dit nie vir jou is nie. Ilona is my assistent en ons assistent en admin dame. Ek sou dit nie kon doen as dit nie vir haar was nie. So, en dit is dit waarvan die hart van vol is. En ons klim op die vliegtuig en ek staan op en ek vat Tilly se rugsak om bo in te sit en sy het haar water aan die kant gesit en ek sien dit nie. En haar waterbottel val, julle, maar daar is 'n ou en ek probeer die waterbottel vang en daar val hy, maar hy raak nie aan hom nie. Is hy nou kwaad? Nou kyk hy vir my, ek is soos, ek is so jammer. Draai na Tilly toe. Tilly het dit nie eers gedoen nie. Hy sê, dit het my amper getref. Ek is so, sorry, nou sit ek en Tilly, daar is 2 stout kinders wat hom amper natuurlik as sprins gegooi het met die bottel. Maar kan julle sien, jy hoef nie baie te stamp om te sê, ek en Tilly dink is skreeu snaaks en hy dink dit is glad. En ons vra hom verskoning, jammer. Ons, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Wat dan beteken, as ons fonteine gevul is met alles wat sleg is, dan loop ons oor met dit wat sleg is, soos besoedelde water. Nou, uit die mond van die suigeling uit, gaan ek dit maar riool noem, wat in ons gegooi word, en ek wil hê jy moet sien, dit gaan nie beter raak, as daai water aanhou vuil goed vat nie, as ons fonteine aanhou volgemaak word met dit nie. En party sit hier so en sê, maar dit oorweldig my so om te gaan kyk na daai, in Engels praat, en die Bybel praat gelukkig ook daarvan, excrement. Dit is oorweldig ons. Nou, ons word beïnvloed met so baie goed, van hoe ons groot word, wat ons ouers vir ons sê, wat by die skole gebeur, wat onderwysers vir ons sê, wat op die sportveld gebeur, wat ons op sosiale media sien. Daar in Pretoria is daar billboards wat net sê naked. Elke comment wat daarop staan is bewers en dit maak dit oorweldig ons as gelowiges van dit wat donker is. Saam op sosiale media, ek kan dit ongelukkig nie vandag wys nie, maar ek wil graag vra dat julle as ma's en dogters gaan kyk, want ons as ouers, mamas en dogters word beïnvloed met sosiale media. Daar het so julle campaign gehad, wat hulle genoem het Dove Toxic Influence, Mothers and Daughters Confront Toxic Social Media. Hulle het AI gebruik en dan het hulle die ma en die dogter kom kyk nou hierdie Dove advertensie en hulle sit daar en dan het AI die ma gevat en op die skerm gesit wat dan vir die kind sê, jy moet botox, jy moet jou tande laat slyp, jy moet false eyelashes hê, jy moet so en so. En die ma sê, ek het dit nie gesê nie. En dan in die einde, dan sê hulle vir die dogters, het julle dit al gesien? En almal het gesê ja.
Nou ek sê nie Botox is sonde nie en ek sê nie false eyelashes is sonde nie en ek sê nie jy mag draadjies kry nie. Dis nie wat ek sê nie. Dit gaan oor die boodskap wat gegee word. Dat ons is net waardig as jy op 'n sekere manier lyk of 'n sekere manier jou gedra of en dit maak van ons 'n objek wat jy moet verander om te wees na 'n wêreldse verwagting, nie dit wie God jou geskep het om te wees nie. Wat ons eintlik nog meer moedeloos laat en meer minderwaardig en moedeloos en skuldig laat voel. Nou, ek wil net dit bysê, ek's baie bly ek of nie false eyelashes te gehad het nie vir hierdie konferensie. Met ons konferensie dog ek nie, ons gaan foto's neem, ek gaan vir my lashes aansit. Toe daai gom in my oë gekom. Toe staan my oë sulke bloedrooi, 3 verskillende antibiotika en virale en olie wat ek toe nou my oë moet gooi. So, dankie Janine, dat ek mag kom met my gewone eyelashes. So, asseblief, ek sê nie, julle mag dit nie doen nie, dit gaan oor hoekom. Nou, ons leef in tye waar ons die hele dag gekonfronteer word met hierdie vals leringe, ideologieë, en dit is 'n gebroke wêreld vol sonde, so die mense se fonteine is vol van vullis, en daarom is dit vrot, en daarom dit wat hulle leef is vrot, en daarom is hulle gedrag sondig en het dit ook 'n impak op ons, maar so ook ons gedrag op ander mense. Dit los ons met baie vrae. Een van die eerste liedere wat ons vanoggend gesê het is die enigste vraag wat geantwoord kan word is Jesus. Nou ja, dit is so, maar ons het vrae in ons harte, want ons wil weet, wat is waarheid? Wie is ons dan? En wat is dan nou regtig so belangrik? Nou, ek staan hier voor julle en Paulus het in Kolossense 2 vers 1 tot 4 geskryf en hy het gesê, en dit is my gebed vir julle ook, ek wil hê julle moet weet hoe sterk ek my beywer vir julle, vir die ander gelowiges en vir al die ander wat my nog nie eers persoonlik gesien het nie. My doel is daarmee dat julle bemoedig moet word. Julle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige insig, sodat julle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus. En in hom is al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. Ek beklemtoon dit sodat niemand of geen sosiale media of ideologie of enige gedrag julle met vals redenasies sal mislei nie. Nou ek is baie bewus die kernteksvers kom uit Handelinge en Lukas uit. Janine, verskoon my, maar ek gaan ons aandag draai na die evangelie van Johannes toe, wat ook bekend staan as die evangelie van waarheid. Dan wil ek hê, julle moet asseblief my gebed onthou, ek weet dit is in die middag en ek weet ons het klaar geëet en hou vas, fontein vol van lewende water, vol van waarheid, vol van lof, vol van krag en vol van vreugde. Dis waartoe ons werk, so hou vas in julle stoele. Nou Clement of Alexandria, hy was 'n prominente teoloog en filosoof, het in 150 na Christus het hy gesê, Johannes was goddelik beweeg deur die Heilige Gees. En daarom is dit goed vir ons om te gaan kyk, hoekom, wat sê Johannes? En hy het ook toe gesê, dit is toe, dat Johannes die geestelike evangelie gaan skryf het. Johannes het die geskiedenis weergegee met merkwaardige akkurate bewyse, om die doel om waarheid te bevestig. So, ek gaan my spring, ons kyk na bewyse, om dan daaraan vas te maak, om te sê, dit is waar, en Johannes het vir ons daai bewyse gegee. Vir ons om te weet wat is waar, moet ons dus gaan kyk, die definisie van waarheid is, dit wat ooreenstem met die werklikheid. So Johannes gee vir ons en sê, dit is waar. So as die wêreld sê, daar is 'n sekere manier wat jy moet optree, en ons gaan kyk na Johannes, en dis teenstrydig, dan sê dit soos, nee, hierdie is waar. En dit is dat ons kan onderskeidingsvermoë hê, om te onderskei wat's leuns. Dat ons staande kan bly, ek is jammer, ek weet nie, hoe staan mense, wat nie die Here dien nie. Al wat jy het, as daar winde en storms en golwe, uitdagings, enige nuus, verwerping, hoe jy dit ook al noem, staande bly, is as jy weet dat jy weet, wie dien jy, en wie God is, en daaraan kan vashou. Want dan weet jy wat is waar. Die situasie, die mens, die wat ook al, het nie die finale sê nie, want God het. Dan, in Johannes 20 vers 21 sê hy,
dan die wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. Jou fokus is dan totaal en al anders. So as Bybelskool juffrou gaan ek skrif lees en Janine, ek gaan dit maar op die bord sit, maar ek gaan nie vra julle moet dit op julle fone lees nie, want net nou lees julle dan nou aan die volgende hoofstukke toe. Maar asseblief, ek wil julle aanmoedig, gaan lees Johannes en vat dit sommer as 'n uitdaging om elke aand saam met jou man en jou gesin elke aand 'n hoofstuk te lees en dan daaroor te gaan dink, dit te bespreek en te gaan kyk wat staan daar regtig. So ons gaan skrif observeer en interpreteer en ek werk met 'n plan. Sit stil asseblief. So Johannes 1 vers 1 tot 2 sê: In die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Ek gaan na terme kyk of frases en ek gaan beskrywings daarvan gee. En daai terme is belangrik. Nou julle, daar's so baie wat ek kan sê oor so baie. So dis nie dat die ander nie belangrik is nie. Ek het net my fokus op spesifieke goed vir my plan. Ek gaan begin by te sê in die begin. Nou die Jode was baie bekend met die woorde in die begin en dit beklemtoon God se ewige doel reg aan die begin in Genesis. God het geskep om alles wat hy is. Ek gaan dit gou-gou weer lees. God het geskep om alles wat hy is. Dit is sy goedheid en liefde met sy skepping te deel. So sy ewige doel. Hy het ons elkeen geskep want hy is goedheid en hy is liefde. Dit is in sy wese is dit. En hy wou dit deel met sy skepping. Nou, om net dit, jy kan daaroor regtig baie lank gaan dink en mediteer, is wow. Dan, ek gaan dit weer sê, vir julle moet weet hoe awesome is dit. God het jou geskep, dat hy sy goedheid en sy liefde met jou kan deel. So wat is jou doel? Is om sy goedheid en sy liefde te ontvang. Dis dit, dis net dit. Nie te werk nie, nie koffie in die kerk te gooi nie, nie die verwelkomsbank te wees nie. Nou Janine, ek is nie besig om jou werkers hier uit te jou nie. Dis net as jy weet, daai goedheid en guns en daai liefde ervaar, is daar 'n uitvloei en ons sal daarby later kom. So in Genesis 1 vers 3 lees ons hoe God geskep het deur te sê. Hy het gepraat, hy het dit met woorde gedoen, hy het dit gespreek en dit was. Nou Genesis 1 praat van 'n nuwe skepping en dit was deur die werking van sy woord. In Johannes praat hy van 'n nuwe begin en dis nog steeds deur die werking van sy woord. God se woord is die oorsprong van nuwe skepping en nuwe begin. Nou ons het dit ook gehoor, is 'n nuwe seisoen, is 'n nuwe begin vir elkeen van julle hier. So, okay, dit kom van die woord af. So hou vas aan daai een. Ek wil hê julle moet weet, dis seker die kernboodskap wat ek vandag wil gee, dat die bron van alles, lewe, liefde, lig, goedheid, vrede, vreugde, alle gawes is van die woord af. Nou in apologetiek praat ons van in Engels die uncaused cause. Dit is die oorsaklose oorsaak. So niemand het hom geskep nie, maar hy skep. So daar hy is die oorsaak, hy is die bron van alles. Alles is afhanklik van sy woord vir hulle bestaan. Jackie. Hallo, is nou spot ek al, dit is glad nie hoor. So, as ons kyk, as ek praat, en met julle gesels, en ek myself voorstel aan julle, deur hoe ek praat, en hoe ek reageer, en hoe ek maak, deel ek bietjie van wie ek is, en wat ek dink, en wat ek voel. En die feit dat God homself aan ons openbaar deur sy woord, wat hy sê en wat hy doen, help ons om hom beter te verstaan en te weet wie hy is. Dit is meer as bloot net die openbaring van sekere waarhede van God. So in die woord, en ons gaan sien dat hy is Jesus, is dit so belangrik vir ons om sy woord te bestudeer.
anders gaan ons hom nie ken nie. Gaan ons nie weet wie hy is nie. Dis nie, as ek sê, o, God is vertrouenswaardig, dan moet jy my woord daarvoor vat. Dis nie sy woord nie, ons moet gaan kyk na wat sê hy. Wie was Jesus? Wat sê sy woord? Nou in Johannes 1 vers 2 lees ons ook, die woord was God. Nou moet jy vra, wat beteken dit? God openbaar homself deur sy woord, of logos. Die woord lees ons ook as 'n persoon, en ons weet dit is die persoon van Jesus van Nasaret, en dit word bevestig in Johannes 1 vers 14, wat toe aarde gekom het. Dit wat die woord, dis Jesus kom sê en leef het ons gehelp om te weet wie God is. En die woord en God is nie identies nie, dit moet julle ook sien. En dan praat ons nou hier van Janine wat gesê het, ja, drie enige God. Hier, God en die woord is terselfdertyd deel van die drie enige God. Die God, Godhead, die God eenheid. Maar daar's drie persone wat ons kan identifiseer. Nou, hoe weet ons hierdie teologie, dit is 'n doktrine, is die woord, daar staan geskryf, was by God. So hy was God, maar hy was ook by God. So ons kan hulle onderskei, en dat ons kan lees dat daar 'n baie hegte verhouding tussen die woord en wat Jesus en sy Vader was. En ons kom baie duidelik agter, soos ons sy woord lees, dat hulle by mekaar hoort. Nou die Johannes het geskryf, en die Jode het dit nie geglo nie. Hulle het geglo dat God is die bron van alle dinge, en hulle het gedink die woord is waardig, maar hulle het gedink die woord is ondergeskik aan God, oordat die woord geskape is. En Johannes het sê, ek gaan vir julle die bewyse gee, dat God voluit mens en voluit God was, en dat hy wel deel was van die God-eenheid. Johannes beklemtoon in vers 1 tot 2, dat die woord was God. Dit beklemtoon dat die woord sy ewige bestaan, en dat hy voortdurend is en onveranderlik. Hy was reeds daar voor die skepping, hy is nie geskep nie, hy is nie ondergeskik nie, en hy is ook nie deel van die skepping nie. Hy is die een wat geskep het, so hy is die uncaused cause. Kom ons lees 1 Johannes vers 3. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Nou Johannes beklemtoon hier dat alles deur Jesus ontstaan het, so die deur. So as ons nou sê, die woord het geskep, hoe deur Jesus, dat ja, hy was voluit mens, maar omdat hy God was, kon hy ook skep. Die Vader en die Seun was en is steeds werkend. Hoekom wil ons weet, Jesus was onveranderbaar, want hy daar gewerk en geskep, en verander in 'n nuwe begin, en so kan hy dit nog vandag ook doen, en dis 'n waarheid waaraan ons kan vashou. Die Vader het geskep, maar hy het dit gedoen deur die woord Jesus. Nou hier Johannes gebruik lewe, die term lewe, 36 keer. En ek wil hê, julle moet 'n klokkie oorlei. As julle 'n term sien in een boek wat 36 keer gebruik is, dan moet julle die vraag vra, hoekom? Johannes beklemtoon hier die ewige lewe. Daar hy beklemtoon dat dit gaan oor 'n geestelike lewe, en dis in vers 3:15, hoofstuk 3:15. Die gawe of die geskenk, ons het daarvan gepraat, ons het daarvan gesing, is van God wat hy deur sy Seun met ons wil deel. Hy wil dit hê, hy wil daai goedheid met daai geskenk met ons deel. En dan sê hy hierso, of wil ek vra, hoe kry jy, ons is nou almal hier, wees vol van die Heilige Gees, wees vol van die Heilige Gees, nou moet jy sit soos, how do I get that? Wonderlik, hy wil dit vir my gee, maar hoe kry ek dit? En Johannes skryf dit vir ons in 17 vers 3. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Die enigste ware God en Jesus Christus wat deur u opgestaan het. Julle het nodig om te sê, ek glo, en daarom is jy dadelik in 'n ander verhouding met drie enige God, want dan is jy sy kind. Dan ken hy jou en begin jou journey, soos Tilly gesê het, om hom beter te leer ken. So ons kry die geskenk deur in verhouding
met die drie enige God te staan. Lewe op aarde is slegs moontlik omdat daar lewe in die Logos is, of lewe in die woord, of lewe in Jesus is, want hy gee die lewe aan alles. En nou het ons vandag gehoor, hy is geduldig. Hoekom? Ek het Habakuk gegee by die Bible College, en toe dan sê Habakuk, maar Here, dit is so stikkend hierdie wêreld, dit is so aaklig, die Israeliete maak so droog, hoekom doen jy nie iets nie? En dan sê die Here, nee, wag net so 'n bietjie, ek stuur die Babiloniërs, en dan sê Habakuk, o nee, die Babiloniërs is heeltemal te erg, moet hulle asseblief nie bring nie, asseblief. En dan gaan hy oor, en dan sê hy, Lord, have mercy on us, hê genade op ons. So in dit, ons sien die brokenness, ons sien die stikkend van die wêreld, en dan, hoe kan lewe, die Here is geduldig met ons en almal anders in hierdie wêreld, want hy wil sy goedheid met almal deel. Nou die lewe bestaan nie in op sigself nie, jy kan nie lewe sien nie. Ek wou nog dit sê, as juffrou weet ek moet nie al die punte op die bord gooi eers nie, ek het eintlik 'n klikker wat elke een invloei, een vir een, so ek is jammer, hier, dis Rujarko, hulle, die span wat my, dis foto's wat hulle vir julle wys, oor dat ek het nie beman nie. So, Janine, ek is jammer. Daar's baie op die bord, en dis moenie eintlik so baie wees nie. So, lewe bestaan nie in op sigself nie. Ek kan nie sê, sien, hier's lewe, ontmoet vir lewe. Dit is nie dit nie, dit is lewe wat gegee word, en dit is, oor dit in God bestaan, is dit iets wat hy aan ons kan oordra. Nou, Johannes verbind lewe met die woord, en dis Jesus. Ek gaan dit net lees, hoor dit net, en weet, dit is waar, God en Jesus drie enig, gee lewe. Jesus het gesterf, dat mense die ewige lewe kan hê. Net so het slegs die wat na Jesus toe gekom, gelewe. Jesus het sy vlees gegee vir die lewe van die wêreld. Slegs die wat sy vlees eet en sy bloed drink, het lewe. Jesus het gekom sodat mense lewe kan hê en dit in oorvloed. Jesus het gesê dat hy die mag het om sy lewe af te lê en dit weer op te neem. En Here, dit is presies wat die Here Jesus vir ons kom doen het. Hy het gesterf en hy het weer opgestaan. Wanneer Jesus lewe gee, vergaan mense nooit weer nie. As die Here van lewe het Jesus Lazarus uit die dood uit opgewek om dit vir ons te wys. Hy het opgestaan en hy dooies lewend gemaak. Hy is die autoriteit oor lewe en dood. Hy is die gewer van lewe en ook die onderhouer van lewe. En hy het gesê vir almal, ek is die lewe. En die lewe was die lig. Nou ons het gepraat van lig en ons praat van wie is lig. Wat beteken dit? As ek vir julle sê, gaan uit en wees die lig vir die wêreld. Hoe lyk dit? Nou, net daai lig vir die mense het vir die Jode ook iets gesê van Genesis 1 vers 3. Dit was die eerste woorde wat God gespreek het. En hy het gesê, laat daar lig wees. So wie kan lig spreek? Wie kan lig skep? Wie kan lig deel? Wie kan lig gee? Die woord is die bron van lig. Dit is Jesus. En dan moet ons gaan kyk, in Psalm 36 vers 10 staan daar, want by U is die fontein van die lewe, in U lig sien ons die lig. Daar's in U hoop, kan ons hoop hê. Jesus, wil ek hê, moet julle weet, is die ligdraer. Christus is die lig vir die wêreld. Wat ons dan nou vandag kan hoor, Christus is ons lig. Hy is ons bron. Elkeen wat hom volg, sal nooit in die duisternis wandel nie, maar die lig van die lewe hê. Jesus is die gewer van lig. Ons kan ook ander aanspoor om in die lig te glo en daarin te wandel, net soos ek julle wil aanspoor vandag om in Jesus te glo en ook daarin te wandel. Die woord het sig aan die blinde gebore man gegee. Weer het Jesus sy wese kom bevestig en sy autoriteit kom bevestig deur 'n blinde man te laat sien. Die funksie van lig, hoekom wil ons lig hê, is om juis in die duisternis te skyn. Is om dit teen te staan en dit ook te verdryf. So Jesus wil ons seën met lig, met hoop, met verandering, dat ons in hierdie baie gebroke wêreld 'n ander lig kan gaan skyn om die donkerte uit te dryf. Die lig is voortdurend aan die werk. En ek wil hê julle moet dit vasmaak.
En dit is die boodskap wat ons vir ons kinders ook moet gee. Julle, die selfmoordsyfer styg onder ons tieners, veral onder die tienerseuns, en dit maak my besonder hartseer. Dat hulle nie hoop het nie, dat daar nie meer lig is nie, dat hulle nie meer 'n bron het waarin hulle kan vashou wat vir hulle volmaak van lig, vir hulle om lig te gaan wees nie. Nou, dan moet ons vra, die lig skyn dan in duisternis. So wat is duisternis? As ek sê duisternis, wat beteken dit? Mag ek so ekstra bietjie tyd kry asseblief? Die duisternis is dit wat direk teenoor die lig staan. Die duisternis verwys na 'n fisiese en 'n geestelike wêreld. Dit is baie belangrik. Ek kom uit 'n gereformeerde agtergrond uit. En ek het regtig min lering. Hulle het gelees en dit het verbygegaan oor die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees gehad. En dit is vir my baie belangrik dat ons moet weet daar is 'n geestelike wêreld. Dis nie net ek is net fisies siek nie, of daar is 'n oorlogveld. Ons as sprekers het nogal 'n paar interessante geleenthede gehad. Ons het by die verkeerde lughawe opgeëindig, toe jaag ons. Jackie het hulle 'n vlug verpas. Ek en wie was dit? Tilly, wie het getrip amper geval oor die mat. Leon het geval by die trappe af. Die hele tyd is ek met my rok, ek moet net nie val nie. Nou, daar is 'n boosheid wat ons wil trip en sê, julle gaan nie daar wees nie, julle gaan nie betyds daar wees nie. So hierso die duisternis is 'n fisiese en 'n geestelike wêreld. So daar's 'n boosaardige omgewing waarin mense hulle bevind. Ons bevind ons in plekke, jy hoef nie baie ver te ry, of jy land net hier by julle in die Kaap, dan is jy bewus van 'n baie ernstige donkerte daar in daai area. So dis 'n fisiese wêreld, maar dis ook geestelik. En daar's 'n konstante, voortdurende konflik tussen hierdie duisternis. En dit is presies waarteen ons moet waak. Dat ons monde nie net oorloop van duisternis nie. Waarvan ons hart van vol is, loop ons mond van oor. En dan spreek ons al hierdie hopeloosheid en al hierdie haglik en al hierdie vuil. So as ons as mense se veroordeling, dit staan geskryf in Lukas 3:19, is dat ons die duisternis liewer het as die lig. En dis die probleem. Ons hou van ons weë. Ons hou van ons sonde. Ons hou van die lewe wat ons lewe. Ons hou, en ek gaan nou Tilly sin, ons hou van die dronk wees wat ons was. Ek kom van 'n plek af waar my neefie my by sy trou voorgestel het as sy dronk niggie. Nog 'n rede hoekom ek nie drink nie, want as ek lag en laf is, moet julle nie dink ek is dronk nie. So as ek praat, moenie dronk word van wyn nie, en jy sê nee, ek hou van my wyn. As jy weet, dit gee 'n beeld en jy praat dan nonsies, of jy doen dan wat nie in lyn is met God se wil nie. En dis nou een voorbeeld, daar's 'n lang lys. Myne is nou sjokolade. Jesus roep ons om hom te volg, sodat ons nie in die duisternis wandel nie. Hy sê, kom kyk, kom ken my, kom leer by my. Johannes 8:12. Dit is dat die duisternis ons nie oorval, oorweldig of oorwin nie. Die hartseer is, ons is so lief vir dit wat ons doen, en ons hou daarin, maar dan voel ons skaam en verneder oor dat ons nou so opgetree het of so gesê het, maar dan gaan ons weer terug. En dit oorweldig ons in hierdie emosies wat ons voel, en ja, hierdie baas maak so lelik met my, en ek hou nou aan sê, dis nou 'n voorbeeld wat ons op die tafel gehad het oor die baas maak so lelik met my, maar weet julle, ek moet nou maar net daar wees, want ek is so afhanklik van hierdie salaris. Nee, wie is jou voorsiener? Wie vertrou jy? Hoekom staan jy nie op die Here se waardige vrou? Gaan sê vir jou baas, moet asseblief nie so met my praat nie. So, Jesus het in die wêreld gekom as lig, sodat elkeen wat hom glo, nie meer in die duisternis sal bly nie. Jesus is die een wat vir ons wil bevry en kan bevry en lig laat skyn, dat daai donkerte ons nie oorweldig nie. En as ek dit sê, julle, ek kom nie van 'n plek af waar ek net dit preek nie. Ek moes dit toepas. Onthou waar ek in die stort gestaan het teen daai deur en sê ek Here, ek voel so oorweldig. Ek voel so alleen. Ek voel so moeg gestoei met hierdie donkerte, hierdie sleg in hierdie wêreld. Johannes 1:9-14 gaan ek vir ons lees. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld
Die wêreld het deur hom tot stand gekom en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en vol waarheid. Ons het so gesing heerlikheid op heerlikheid. Nou ons moet daar gaan praat oor die wêreld, ek nou verwys na die wêreld. So wat is die wêreld? Dit is die som totaal van die goddelike skepping en daai som totaal van goddelike skepping. God het nie die aarde boos geskep nie. Dit is die impak van die sondeval wat dit gebreek het of verbreek het en verwoesting saai, dood saai. Dit is die impak van sonde wat ons sien en beleef op ons en ook ons wêreld. Die wêreld is die skepping wat staan onder die oordeel van God. Hoekom? Adam en Eva het gesê nie ons wil God wees. Wat doen ons nog steeds vandag? Me, myself and I. Ek is so belangrik. Hoe kon daai ou my vloek? Wie dink hy is hy? Me, myself and I. Aan die ander kant om hom te sien is wel, God vloek my, maar ek is eintlik geskep deur God. So ek is sy skepping en sy dogter. So hy is eintlik besig om die creator, die skepper van my te vloek. Die wêreld is ook 'n plek waarin Jesus Christus verskyn het as verlosser en ons moet dit onthou. Dis 'n waarheid waaraan ons kan vashou. Een van die sprekers het gesê, Jesus het werklik geweet wat dit voel om dood en verlies en hartseer en honger en verwerping te beleef. Die wêreld is vyandig teenoor Christus en ook sy werke. Dit moet vir ons sê wel, dan gaan hulle vyandig wees teenoor Christene en ook ons werke. Ons moet dit weet. Ons het nou gesien in Amerika. Ek het die geleentheid gehad om Augustus toe te gaan en ek was by Frank Turek se opleidings kursus en ons sien nou wat het met Charlie gebeur. En jy kon voel, ek het teruggekom toe sê ek vir die span, dit was dat daai mense is so bewus van wat hulle praat en wat hulle sê, moet net nie op verkeerde trone trap nie, maar spreek waarheid. En ons het so nodig om mekaar te bemoedig om te sê, Christene, ons gaan oppositie beleef, ons gaan hoor dat ons nie goed genoeg is nie, ons gaan hoor dat dit wat ons glo is vals, ons moet weet wat is waar en daarin vashou en daarin glo. Die wêreld haat Jesus se volgelinge. Hoor mooi, hulle gaan ons haat. Hulle gaan nie baie van hulle hou nie. Nee, julle mag nie dit nie. Die wêreld verbly hom wanneer die disippels treur. Die wêreld het 'n blindheid. Kom ons kyk, die wêreld ken nie die Vader nie en hulle kan ook nie die Gees ontvang nie. Hulle ken dit nie. Die wêreld het geen belangstelling in die dinge van God nie. Dit is kontrasterend met alles wat God is vir die wêreld, want hy is lief vir die wêreld. Christus neem die sonde van die wêreld weg. Hy is die verlosser. Hy gee lewe aan die wêreld. Hy het sy vlees gegee vir die lewe van die wêreld. Christus het spesifiek gekom om die wêreld te red, nie om die wêreld te oordeel nie. God sit nie vandag, sy Heilige Gees is nie vandag hier om vir te sê, jy is so sleg. Hoe kon jy dit doen nie? Hy sê, ek is so lief. Kom na my toe. Ek wil jou genees. Ek wil jou lief hê. Jesus se oorwinning blyk uit die verwysings na die hier is die woord neerwerping. Is dit 'n Afrikaanse woord? Afrikaanse juffrouens. Ag, neerwerping, die uitdryf van die Satan. Dit is God se wil. Hy wil die Satan, die duisternis uitdryf. So die mens, en daai as ons lees in hoofstuk 9 vers 14 van die mens of vlees, dat Jesus vlees geword het, dis 'n baie sterk term wat gebruik word deur Johannes weer om te beklemtoon dat hy werklik God was, maar ook werklik mens. Gaan nou net vinniger gaan vir kom woon. Daai moet lei, Jesus het gekom om onder sy wêreld, sy mense te woon. Dis Shekinah glory.
dit was toe hy saam met sy Israeliete deur die woestyn getravel het, was dit sy teenwoordigheid wat oor hulle kom hang het. En daar is Johan, dis my seun, hy is ook Pieter Johannes, maar Johannes daar sê, Shekinah glory, die Here het daar oor hulle kom woon. En hy wil hê, die Jode moet hoor, dat dit is presies wat Jesus gekom het om te doen, is om tussen hulle te kom woon. So in Johannes 1 vers 14 lees ons van vol genade en waarheid. Nou genade is dit wat vreugde bring. So dit wat God se goedheid is, sy vriendelikheid. Dis onverdiende guns. Ons verdien niks daarvan nie. Ons verdien eintlik die dood, maar God gee vir ons liefde en sy genade. En hy gee vir ons iets wat ons gees behoefte aan het. Ons het behoefte aan aanvaarding. Ons het behoefte aan liefde. Ons het behoefte aan belong. En dis presies wat God ons wil gee. Nou, waar gaan soek ons dit? Ons gaan soek dit in alles wat die wêreld ons kan bied. In mans en werk en sport en ek wil nou sê substances en erkenning. Waar God wil dit vir ons gee. Nou die genade se impak op die wat gered is, word gesien in die houding wat daai een wat gered het. Ons houding word verander deur God se genade. En dit is, ons word dankbaar. Vol genade en vol van waarheid. Daar's weer 'n klokkie wat moet lui. Waarheid word herhaal 25 keer. Ons moet vra, hoekom? Ons moet vol wees met dit wat waar is. Dit wat ons bewyse van het, is waar. En daarom is dit so belangrik om te weet, wie is die lig? Wie is die gewer van lewe? Wat is waar? Wie is ek daarom? En dat dit 'n drie-enige God is, wat betroubaar is, waarna ons kan vashou. En dan vereis God, dat daar verandering in ons binneste ook moet wees. Ek het my Bybel om te lees, vir tyd gaan ek nie, dis Psalm 51 vers 6. En hy sê daar, hy wil hê ons moet erken dat ons teen God gesondig het. Dis presies wat Tilly gesê het. So hoe staan ons in verhouding met hom? Hoe kan ons toegang tot die Heilige Gees sê? Is, kom in daai hoekie. Moenie vandag hier loop sonder dat jy in 'n hoekie gekom het en gesê het, Here, ek het gesondig nie. Dan, Samaritaanse vrou, gaan dit nie lees nie vir tyd, gaan lees dit asseblief, dit is in hoofstuk 4, vers 1 tot 14. Een Samaritaanse vrou, die Samaritane en die Jode het mekaar gehaat, en toe die noorde en die suide, die koninkryk, die het gesplit, en noorde is deur die Assiriërs aangeval, en toe van die noordelike koninkryk oorgebly het hulle met ander nasies begin trou. En toe die suidelike, die stam van Juda sê, ons wil niks met julle te doen en julle mag ook nie meer in die tempel kom dien nie, want julle het nou met ander nasies getrou. So het hulle toe hulle eie tempel gebou, en toe kom Jesus en hy stap deur die land van die Samaritane, wat die Jode nie mag gedoen het nie, en Jesus was 'n Jood, en daar kom 'n vrou in die middel van die dag. Nou dit moet ook al 'n klokkie lui, want die vrou het nie in die hitte van die dag aan water haal nie. Sy het dit 10 teen 1 gedoen oordat sy verwerp was deur die samelewing, want sy was al by haar 5de man. En ek sê dit spesifiek, want baie van ons mag hier sit en dink, so misbruik, ek het sulke swak keuses gemaak, ek is dalk nie meer in die huwelik nie, of ek was al in 4 huwelike, en dit het alles, ek is nou by my 5de man. En ek wil hê julle moet dit sien, dat toe Jesus daar sit, het hy met haar begin praat, en hy was moeg, hy was dors, en hy was honger, net weer, voluit mens. En daar met haar reputasie, vra Jesus vir haar vir water, en hy het alle sosiale en kulturele norme, het hy oorskry. En ek wil hê ons as Christene moet hoor, ons kultuur bepaal nie wat waar en reg en goed is nie. Dis nie ons kultuur nie. Ons norm bepaal ook nie wat goed en waar en reg is nie. Jesus bepaal wat goed en reg is. En met dit wys hy ook vir ons, dat daar's 'n geestelike nood, en mense het lewende water nodig, en hy sê vir die Samaritaanse vrou, gee vir my water, en toe sê sy, maar hoekom vra jy vir my water, en ek wil hê julle moet hoor, dat sy reaksie op haar was, as jy maar geweet het wie's ek, sy nie gevra het, hoekom vra jy my vir water nie, jy het my gevra het vir water. En hy praat daar van 'n geestelike nood wat sy gehad het.
Dankie. Ek's meer bewus van die tyd. Nou, ek wil hê, daar sê Jesus, ek is jou bron, ek is die gewer, ek is die een wat vir jou geskenk van lewende water kan gee. Ek gee dit ook vrylik, niks om net te betaal voor nie, jy hoef my nie te betaal nie, daar's oorvloed, en dit is vir alle nasies en alle rasse, en dit is lewendmakend. Hy het hier gepraat en sy het gedink is fisiese water nog steeds, hy het gesê fisiese water is tydelik, dit bevredig jou tydelik. Lewende water bevredig jou permanent, want dit lei tot hoop nou en ewige lewe. Nou die lewende water simboliseer die Heilige Gees. Dit is 'n nuwe lewe, 'n nuwe skepping, 'n nuwe begin. En dan die impak is soos wat jy in Jesus, nou ek moet net gou neer. Soos wat jy in Jesus glo, hoor wat is waar, gevul word met die Heilige Gees, kom die Heilige Gees en pomp al daai gif, al daai vuil water, al daai leuns, al daai verwerping. En dis presies wat hy daar met die Samaritaanse vrou gedoen het. Toe hy met hom haar gesels, sê hy vir haar van hierdie lewende water en sy dink is nog fisiese water en ewe skielik vra hy vir haar, wie is jou man? En sy antwoord hom in waarheid. Sy is eerlik en opreg met hom. En sy sê vir hom, ek is by my 5de man. Of ek is nie getroud nie, en Jesus sê vir haar, jy is by jou 5de man. En daar wys Jesus haar dat, ja, hy is dors as mens, maar hy is die een wat haar hart ken. Hy is die een wat vir haar toe sê, ja, jy praat wat waar is. Hy is die kenner van ons harte, julle. Hy is die een wat ons gedagtes beter ken, as wat selfs ons dit ken. En hy is die een wat wil kom sê, laat my toe, dat ek julle roer. Laat my toe, dat ek, deur my Heilige Gees, julle kom reinig. Laat my toe, dat ek wegvat, alles wat leuns is, misbruik is, die samelewing julle verwerp het. Laat my toe, dat ek julle genees. Nou ek kan nog aanhou, en julle, ek wil net weer sê, Janine het nie geweet van die lepel nie, Louisa is ons getuie, ons het gisteraand hierdie goed alles reg gesit. Laat toe, dat die Heilige Gees julle kom deurvloei. Jesus ken ons harte, hy ken ons pyn, hy ken die met Samaritaanse vrou die Torah geken, hy het geweet. Wil gou hê ons moet weer die emosionele wiel opsit. Ek dink dit is die 31ste slide asseblief. En ek wil hê julle moet weer na hierdie kyk. Jy het geskryf wat jy voel en hoekom. En ek wil hê jy moet gaan dink, waarvan is jy vol as fontein? Wat se negatiewe emosies, vullis, besoedeling, leuns het jy geglo? Waarvan is jy vol? En dan God wil vandag vir elkeen van julle sê, ek ken jou verlede, ken ook jou hede, en ek ken ook jou toekoms. Ek ken jou hart en jou gedagtes, ek weet wat jy voel en hoekom jy dit voel. Onthou, ek is jou skepper, wat geskep het deur my woord, en ek wil vir jou 'n nuwe lewe gee. Ek wil vir jou 'n nuwe begin gee. Ek wil jou fontein reinig van alle vullis en besoedeling en leuns. Dat elkeen van ons dus kan gaan en gaan oorborrel van dankbaarheid, van vreugde. Hy sê, kom na my toe en vertrou my. Nou, die volgende prent kan julle opsit asseblief. Ek verstaan. Die Heilige Gees sê dalk vir jou vandag, kom, ek het 'n plan vir jou lewe en jy voel soos, Here, hierdie raai, dis net vir my te veel. En ek weet, ek het uitgestorm by die Bible College, till ek kan vertel. Ek het gebel en gesê, skus, dis oorweldigend, ek kan nie meer nie, los my. Sy sê, Tilly, as jy nie kom nie, gaan ek vir John Grobler stuur. Nou, ek weet nie of ken julle vir John Grobler nie. Maar toe ek kom, moet hom nie stuur nie, asseblief, moet nie laat hy my kom haal en college toe vat nie.
Dan kan julle die tweede laaste opsit. Hierdie is 2 foto's van my. Aan die regterkant, dit is 'n foto van my ID-kaart soos of nou. En dit is hoe ek gelyk het net voordat ek Bible College begin het. Ek was 'n fontein vol van besoedelde water. Leuns geglo, oorweldig. En dan die ander foto is 'n foto wat laas jaar geneem is hier in die Kaap toe ek hier was saam met Monique Tuson van the Center of Biblical Unity. 'n Fontein vol van lewende water. 'n Dogter van die enigste lewende God. Een wat weet ek het hoop en daar's 'n toekoms, maar nie vir wie ek is nie, maar vir wie my Skepper en my hemelse Vader is. En ek gaan julle uitdaag. My gebed is dat elkeen vol van waarheid, vol van kennis, en daai kennis is 'n intieme vriendskap of verhouding, vol van vertroue in Jesus Christus, geloof, liefde, lewe, vrede, lig, genade, hoop, dankbaarheid, lof, krag en vrede kan wees. Dit is my gebed van julle. En daarom, ja, Janine het gesê, steek op julle hande. Ek wil vra, al voel jy asof jy op 'n rollercoaster van emosies is, wil ek vra, indien jy wil hê, die drie-enige God moet jou reinig van alle leuns, alle sonde, alle excrement. Nooi ek jou uit om vandag te staan. Staan as 'n getuie om te sê, ek het genoeg gehad van hierdie duisternis. Ek wil nie meer in die wêreld wees nie. I don't want to deel van 'n partaker of this world wees nie. Ek wil net in hierdie wêreld wees, maar ek wil in hierdie wêreld wees as 'n gelowige, as een wat weet, ek glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees en daarom weet ek wie is ek. As jy nog nooit jou lewe in God se hande gesit het nie, as jy nog nooit die moed gehad het om te sê, hier is ek, Here, hier is ek, U is die gewer van lewe, U is die een wat my lewe onderhou, U is die lewende water, U is die ewige lewe, U is die lig, U is die vreugde, U is die krag, U is die een wat my krag gee om op te staan elke dag. Maak nie saak wat my omstandighede is nie, en maak nie saak wat ek gaan sien nie. Nooi ek jou vandag om op te staan. Indien jy wil hê, God moet jou vandag vul, vrot water uitpomp, en jou vandag hier en nou vul met lewende water, vol van die Heilige Gees, vol van sy Shekinah glory that come and overshadow us. As jy wil hê, Here, vandag het ek U Heilige Gees nodig. Ek het weer soos Tilly sê, daai opvulling nodig. Ek het nodig om te weet, hierdie nonsens wil ek nie meer in my lewe hê nie. Ek nooi jou op. Ek nooi jou uit om op te staan. En ek nooi jou uit dat jy vol kan wees. Vol van waarheid. Vol van lewende water. Ek gaan vir ons bid. Hemelse Vader, U is wonderbaarlik. U, die skepper van die heelal, kom buig ons voor U neer. U wat ons elkeen lief het, U wat ons geskep het om vir ons lief te wees en vir ons goed te wees, U wat vir ons sê, ek wil vir jou lief wees, ek wil jou skoon was, ek wil jou reinig, en ja Here, ons harte klop en dit voel asof dit uit ons bors kan uitbars. Ja Here, pomp ons leeg van elke leuen, van elke pyn, van elke swaar kry, van elke onsekerheid, van elke angstigheid. Here, ek dink aan daai wiel van emosies waar ek een keer 64 negatiewe emosies neergeskryf het wat ek gevoel het toe ek verwerping beleef het. Here, 64, U weet wat elke vrou vandag hier voel. U weet wat elke vrou dink, wat elke vrou deurgemaak het. U weet voor geboorte, met al ons jare tot waar ons vandag staan. U weet wat het ons beleef. U weet wat is met ons gedoen, U weet wat is oor ons gespreek, maar Here, U woord kom spreek vandag lewe. U woord kom spreek vandag vreugde, U woord kom spreek 'n nuwe begin vir elke liewe vrou hier.
Want u woord het die hemel en die aarde en alles daarin opgeskep. Die see en alles daarin. Julle, u spreek u woord, Heilige Gees, kom overshadow us with more of your love, more of your spiritual blessings, more of who you are. Come, and as we rise up to confess our sins, will you have mercy and grace upon us and forgive us our sins, Lord Jesus Christ. You have paid for it already. We don't have to walk in fear. We don't have to walk with this shame and guilt anymore. You took the shame. You took the shame. You were naked on that cross. You were humiliated and cursed. You died. But Jesus Christ, you resurrected. You are alive today, and that you have shown us that you're the authority, that you are a miracle working God, and that is what you want for us still today. So we come to you today and we bow down because we know you are our authority. You are the giver of life. You are the sustainer of life. You are the uncaused causer. You have made us with a purpose to receive your love and your goodness and your kindness. Yes, Lord, this is not for our glory. This is for your name's sake. It's for your glory. And for that, as we bow down, will you fill each woman standing here today with more of your living water. Meer van u lewende water. Strome van water. Here, dat ons hier kan uitstap, vol van lof, vol van waarheid, vreugde. In u naam kom bid ek dit. In Jesus naam. Amen. Julle mag vir my sit, ek is nog nie klaar nie. Vandag nog een ding. Baie van julle, as julle nie gestaan het nie, of as julle gestaan het en vol is van die Heilige Gees, is nie vir onsself nie. Is nie vir ons nie. Daar's 'n oorvloei. En daarom, Johannes, die Samaritaanse vrou, toe sy gehoor het en besef het, dis die Messias, het sy alles gelos. Alles gelos. En dit is my roep vir julle vandag. Los alles, los die gemors, en hardloop, en gaan getuig. Gaan en gaan deel dit wat waar is. Johannes het dit gedoen, hy het gesê, ek is 'n witness, ek is 'n getuie. En dit is presies wat ek kom doen het. So as julle kyk na waar ek was en waar ek is, ek het 'n dringendheid. 'n Dringendheid nie oor wie ek is nie, maar 'n dringendheid oor wie ek was. En waar ek was, maar dat ek 'n getuienis het. Ons het elkeen 'n getuienis van bevryding en lewe en lig en vreugde. En daarom gaan ons afsluit met 'n lied. Ons gaan afsluit en dit is die lied wat ek wil hê julle moet vandag hiermee uitstap. Want ek wil hê julle moet weet, om vry te wees en die waarheid te ken, asseblief julle kan opkom. In Johannes 8 vers 31-36, toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Hulle het hom geantwoord, ons is die nageslag van Abraham en was nog nooit iemand se slawe nie. Hoe kan jy sê, julle sal vry word? Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen is 'n slaaf van sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd by 'n huisgesin nie. 'n Seun bly vir altyd. Eers as die Seun julle vrymaak, sal julle werklik vry wees. En dan kan ons oorgaan as fonteine wat oorborrel en oorvloei. En die lied sê ons is 'n tempel. Daar is nie 'n lied wat sê ons is vol fonteine, vol van water en vreugde en lof nie. Maar asseblief, hoor as ek sê tempel of fontein, dis 'n metafoor wat gebruik word. So ek wil vra, kom ons staan en kom ons sluit af met hierdie lied vol van lof, vreugde in Jesus naam.